Over in de muziekspad sê dankie, is altyd lekker om saam te bedien en lekker om die naam van die Here groot te maak. Kyk hoe vir jou naam so sê om ons bly is hier. En ons is vanavond by begrafnisdiens waar die Bybel praat van die doop is begrafnis en ek kan so 'n bietjie preek oor die doop vanavond. Maar ek wil begin met die skrifgedeelte in Efesiërs 4 vers 5. Want hierdie woorde sê een Here, een geloof, een doop. Kom ons sit so met ons saam, vir ons die Here om in die gesprek te kom. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wat wonderlike voorreg om vanavond in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanavond oor ons, maar dit gaan oor U. Ek wil vanavond bid en vra, Here, dat U tot ons harte sal spreek. Kom, vou ons toe vanavond met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanavond vir ons is, met gebed in Jesus naam. Amen en amen. Iemand het my die vraag gevra, wat is die verskil tussen die groot doop en die klein doop? Ek moet dit dan so 'n bietjie verduidelik, net om mee te begin. Want jy sien, as jy met mense praat, dan sê hulle, nee, ek is klaar gedoop, maar ek is eintlik klein gedoop gewees, en dit is nie regtig doop nie. Want hulle vat die kinders en druk hulle hand so in die water en besprinkel hulle so. En as ek vir jou 'n ouma beskuit gee, en ek sê vir jou, doop hom vir my in die koffie, gaan jy jou vingers in die koffie gooi en hom so 'n bietjie natspat en dan eet, of gaan jy hom, ek doop ouma, dankie ouma, jy weet, dis daai ding van doop ouma, jy ken daai bietjie, né? Raad, so, ek het 'n vriend gehad in die dominee is, en ek en hy het baie gereeld saam gekuier en goed dan, as ons begin praat, dan sê ek van verduidelik vir my die doop, dan sê hy, man, kom ons braai, kom ons los die doop uit. Sê ek nie maar verduidelik vir my, dan sê hy, die Heidelbergse Katekismus sê, dat die doop vervang die besnydenis. Nou, dit is klaar vir my 'n probleem, want dit staan nie in die Bybel nie, maar die Heidelbergse Katekismus sê dit, so klomp dominees by mekaar kom en besluit. Dis wat dit moet wees. Want dis waar uit die Heidelbergse Katekismus bestaan. Dis net vir hom, as julle dan babetjies doop, ek verstaan hoekom julle dalk wil, maar hoekom doop julle dan dogtertjies? Want jy sien, as die doop die besnydenis vervang, dan moet net seentjies gedoop word. Maar dis nie die waarheid nie. Want die doop vervang geen besnydenis. Nou, ek wil gaan kyk wat sê die woord van die Here. Nou, daar is so 'n paar skrifte wat ek vanaand gou gaan aanhaal en ons mee gaan hardloop. So, maak vas jou sitplekgordel. This is going to be a fast one. Okay. Goed, Romeine 6 vers 1 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, sterk nie. Het ons dan nie die sonde afgesterf nie? Hoe kan ons nog daarin lewende stop? Ek wil gou vanaand vir jou sê, ek wil net my bril afhaal. Ek wil gou vanaand vir jou sê dat die doop, sê die Bybel, en ons gaan nou daaroor praat, ons gaan nou in die volgende vers toe, maar hy sê hierso, ek het iets doodgemaak. Sien julle dit? Hy sê, het ek dan nie die sonde afgesterf nie. Ek het dit doodgemaak. Nou, enige een van ons moet verstaan dat as jy iemand doodmaak, is daar 'n regstelsel wat moet in werking tree. Stem julle my saam? Nou, kom ek verduidelik gou hoe dit werk. As jy by enige prokureur of advokaat instap en begin met hom te praat, dan sal hulle baie keer aanhaal, dan sê hulle, maar die Romeinse reg sê, want die regstelsel van daardie tyd is tot vandag toe relevant vir almal van ons. En as hulle sê, die Romeinse reg sê dit en dit, nou, daar seker goed het hulle weggelaat het, want het begin uitmodies raak, maar kom ek verduidelik, kom ons sê byvoorbeeld, ek maak vanaand vir Flash dood. Nou, en hulle vang my, dan vat hulle Flash se lijk, dan maak hulle op my rug vas vir 3 tot 6 weke. En ek moet fisies met sy lijk rondloop, so as hy begin stink ek. As hy begin ontbind, dis waarom sal tjou hulle by, dis basis wat het neerkom. Maar so na 3 of 6 weke, dan kom die regering en sê, goed, kom ons begrawe die liggaam, hierdie gedeelte van sy straf is uitgedien. Nou, baie mense kom tot bekering, en wanneer hulle tot bekering kom, dan gebeur daar iets wat nogal freaking amazing is ons probeer om die sonde in ons lewe
lewens dood te maak. Sê hoor my saam. En wat doen die duiwel? Hy maak dit op ons rug vas. Dis hoekom baie mense kom tot bekering, dan is hulle op die pad vir so 3 of 6 maande, en sê maar weer van die pad af. Dan verstaan ons nie hoekom nie. Die rede hiervoor is, die sonde was nie begrawe nie. Dis nie in die doop en die dood begrawe nie. Kom ons gaan vers 3 toe dan. Dan sê hy hierso, of weet julle nie, dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is in die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So, hy verduidelik vir ons, hy sê vir ons, die doop is die begrafnis van die ou mens. En die opstanding in 'n nuwe lewe. Dis nie wat ek sê nie, dis wat vers 4 daar gesê. Hy sê daar so, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Nou, ons kan vanaand 'n gat grou. Ons kan jou in 'n kus sit, ons kan jou in die kus sit en ek gaan nie vir jou lieg en sê, is begrawe as ek jou nie toegegooi het nie. En jou toegooi en dan gaan ons jou weer uitgrou en dan gaan ons so lang lyn voor my eerste gestoor. Ek seker of ek het iemand oorkrap aan die kus of nie, ons die Here het dit geweet. En hy het hierdie sterk gemaak, te sê, weet julle nie, dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die dood in die doop, om op te staan as 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ek hoop dit maak sin vir almal. Goed, kom ons gaan na Johannes 3 vers 3 tot 5. Johannes 3 vers 3 tot 5. Kom Nicodemus by Jesus en hier gebeur iets wat amazing is. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Luister op hy sê. Hy sê, as jy nie wedergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hy sê, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie 2 keer in die skoot van sy moeder ingaan om gebore te word nie. Jesus antwoord hom en hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, sal hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Maak het sin? Kom ek probeer verduidelik. Wedergeboorte is drieledig. Enige geboorteproces, ek weet julle dit nie, enige geboorteproces het altyd 3 goed betrokke. Water, gees en bloed. Julle het geweet, as 'n babatjie gebore word, dan breek mama se water eers, en dan jaag ons almal hospitaal toe, en dan, as die babatjie uitkom, is daar bloed in die geboortekanaal, maar hulle sny ook die naaldstring, en hulle bind hom af, en dan kom bloed uit. En dan wat ons daai babatjie se eerste keer op die boutjie stik, en die dokters het so wanneer hulle wek hom so hierdie keer, en as hy skree, dan soos raak my lewe, hy het gees, jy weet, is daai, want jy sien, God het oor Adam gaan staan, en hy het sy asem, sy gees, binne hom ingeblaas, uit die lewendige wese geword. So, wanneer ons kyk na hierdie 3 goed, gees, water en bloed, is daar altyd 'n geboorteproces, stem julle met my saam. Nou die Bybel sê hierso, hy praat net van water en gees. Hoekom praat hy net van water en gees? Want die dag as ek tot bekering kom, dan bid ek tog en sê, Here, kom vas my met die kosbare bloed, reinig my van al my sondes en al my ongeregtighede. So die bloed is die eerste een wat betrokke is. Maar wanneer wedergeboorte kom, dan praat ons oor wedergeboorte deur gees, en dan wedergeboorte deur water. Nou vra ek vir baie mense, wat beteken wedergeboorte? Dan sê hulle, dis wanneer jou lewe omdraai, wegstap van die duiwel, nee, dis bekering. Wedergeboorte is, gee my jou ou stuk in 'n vrot lewe. En ek gee splinter nie meer. Ek verduidelik hierdie in discipelskap baie lekker, dan vertel ek hulle van 'n mini. Gaan ry 'n mini in vir 'n X6. Dan lag almal vir my, jy weet. Maar dan is bestuurder uit om sê, ry hom gelyk op. Gee my jou ou stuk in 'n vrot lewe. En ek gee jou splinter nuwe lewe. Dis wedergeboorte. Ek wil nie te veel daarop gaan stilstaan vanaand nie. Want jy sien, ek wil kom in die gedeelte wat my raag pla. Want die Bybel sê in 1 Johannes
Johannes 5 vers 7. As jy hom vir my kan kry, asseblief Gerda, hy sê, daar is 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. So kom ons probeer dit gou verduidelik vanaand. Want baie mense vra, hoe is dit moontlik dat Jesus op die aarde kon wees, God die Vader in die hemel, en die Heilige Gees oor die water swewe, maar die Bybel sê hulle is een. Dit is eintlik baie maklik. Jy bestaan ook uit 3 dele uit. Jy bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n liggaam. Jou siel is vanaand jou wil, jou intellek en jou emosie. Jou gees is jou asem, jou roeg, jou lewe. En dan jou liggaam is hierdie sak met die vervaldatum op. Jy geweet hy het die vervaldatum op. Daar gaan 'n dag kom wat jy jou laaste asem gaan uitblaas en ons skeiding tussen siel, gees en liggaam. Liggaam gaan graf toe, gees gaan terug na God toe, dit gee volgens Prediker 7. Maar dan sê hy, en wat gebeur met my siel? Jy sien, dat my siel is my wil, my intellek en my emosie, en kom ek verduidelik het. Kom ons sê vanaand, flash, ek gaan maar vir jou flash, pik van onder by jou, moet jy daarom my sê, kom flash. Ek daar so, kom ons gebruik vir flash. Flash het vanaand hier, en hy wil oor ouma wat dood is, maar hy praat met God oor. Hy is op 3 verskillende plekke, toch is hy. Sy liggaam sit in die kerk, sy siel, sy wil, sy intellek en sy emosies, hy oor ouma, so dis besig met ouma, terwyl hy met God sit en praat, sy gees kommunikeer met God, en toch is hulle net een. So, verstaan julle as ek sê, die Bybel sê, daar is 3 met getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die is een, en julle sê, my mama is Jesus. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Maar Johannes 1:14 sê hier die woorde, hy sê, maar die Woord het vlees geword, en onder ons kom woon. So nou weet ek wie die Woord is, want die Woord is Jesus, hy is die enigste een van die Godheid, wat vlees geword het, en onder ons kom woon. Stem julle met my saam. Goed. Maar hier is die skrif waarby ek wil uitkom, 1 Johannes 1 vers 8. Hy sê hier die woorde, hy sê, want daar is 3 wat getuig op die aarde. Die water, die gees en die bloed. En hierdie 3 is eensstemmig. Nou wat beteken dit vanaand? Daar gaan 'n dag kom, ek spot altyd oor die ou evangeliste, kan julle vir my die doopwater toemaak, ek dink hy's reg, hoor. Daar gaan 'n dag kom, die ou evangeliste het altyd gespot, dan sê hulle, ja, hulle moes so gepreek, hulle ons gepreek, jongens, sê, ja, as jy uitstap in die geel bus, ry jy dood, waar gaan jy, maar, soos allemaal is bang vir die geel bus, dus die ander bus was ook uit, maar jy moet nie geel bus sien. Ok, maar kom ons sê vanavond, ek kom tot sterwe, is die eerste persoon voor wie ek verskyn, voor God. En dan as ek voor God staan, dan staan die duivel daar. Dan vraag hy die vraag, want hy kan my aankla oor 10 goed, 10 gebooie. Dan vraag hy my, het jy al leer vertel in jou lewe? Ja, ek het. Ok, so jy is 'n leenaar. Het jy al iets gesteel in jou lewe? Nee, ek het nie. O, en die pen wat jy op die bank gevat het, of die kondensmelk in die kas, of die? Ok, so jy is nog 'n dief ook? Vraag my, het jy al egbreek gepleeg? Sê ek, nee. Bybel sê, as jy na iemand kyk en jy dan begeer, het jy reeds egbreek gepleeg. Rond daarvan kan ek jy sê, as allemaal het egbreek al gepleeg. Het jy al 'n moord gepleeg in jou lewe? Oh, nee, pastoor, die Bybel sê, as jy iemand haat, het jy reeds vermoor. Het jy al iemand gehaat in jou lewe? Moordenaar. Maar dan stap my advokaat in. En hulle het so mooi manier, hulle buig so vir die judge en sê, hulle dead, ek bedoel nie lagbare. Dan sê jy lagbare, hierdie man is nie onder die wet nie, hy kan nie onder die 10 gebooie geoordeel word nie, hy moet onder genade geoordeel word. Die Bybel sê, as ons 'n stelling maak, of as ons iets doen, moet daar 2 of 3 getuienisse wees, wat het kan bevestig. Okay.
So, kom ek verduidelik gou. Ek weet nie wie van julle het al die Bybel probeer deurlees nie. As jy Matteus lees, gaan jy amper alles in Markus lees, alles in Lukas lees en alles in Johannes lees, wat jy in Matteus gelees het. Hoekom? Want Matteus vertel 'n storie en Markus, Lukas en Johannes bevestig dit. Of Markus vertel 'n storie en Matteus, Lukas en Johannes bevestig dit. Of Johannes vertel 'n storie en Matteus, Markus en Johannes bevestig dit. Of Johannes vertel 'n storie en Matteus, Markus en Lukas bevestig dit. Maak dit sin? Ok, so nou is daar 3 wat namens my moet getuig wat sê, ek is nie onder die wet nie, ek is onder die genade van God. Nou die eerste wat gaan inkom is die bloed. Dan sê jy achtbare, daar op hierdie dag en hierdie datum, het hierdie ou voor die neergebuig en gesê, Here, kom was my met die kosbare bloed van Jesus Christus. Reinig my van al my sondes en al my ongerechtighede, Here, ek het dit gedoen. Hy is gewas met die bloed. En dan sê goed, wie is jou tweede getuie, dan kom die water in. Dan sê jy achtbare, op hierdie dag, wat is vandag die 11de Mei, 11de Mei 2025 het hierdie persoon die gevolg deur die water en hy is begrawe in die dood om op te staan as 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. En ek is die water waar my gedoop is. So ek kan getuig en sê, saam met die bloed, hy is nie onder die wet nie, maar onder die genade van God. Nou wat gebeur as en dan die Heilige Gees, ek dink hy stond so rondrol, kan nie wacht nie, as hy hier achtbare, en hy het my genooi om binnen om te kom woon, en ek het, en ek kan vanavond getuig, hy is nie onder die wet nie, maar onder die genade van God. Nou die Bybel sê, in 1 Johannes 5 vers 8, hy sê, hierdie 3 is eenstemmig. Wat beteken dit? As ons voor die regterstoel van God staan, dan as iemand sê, ja, maar jy het vir Flash doodgemaak, vanavond 20 voor 7, as ek onmoontlik, hier is die klomp getuienisse wat namens my kan getuig, dat ek bezig was om te preek, ek is myself daar doodgegaan, was ek nie. Of, ek kan 'n bankstrookje hê met 'n datum en 'n tyd op, wat ek by 'n ATM was, en dan kan ek sê, maar hier is my bewys dat ek was wat by die bank was. En dan sê ek, okay, nou dit skep reasonable doubt. Nou die Bybel sê, of nie Bybel nie, die wetgewing sê, when in doubt, it's out. So dan gooi dit uit. So as een van hierdie 3 nie namens my kan getuig nie, word ek onder die wet geoordeel, die 10 gebooie. Maar as hierdie 3 namens my kan getuig, en hulle is eensstemmig dat ek nie onder die wet is nie, dan word ek onder genade geoordeel. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie onder die wet geoordeel word nie. En ek kan jy sê, hoekom nie, want ek het al 10 wet al oortree. En as jy nie dink jy het nie, gaan kyk maar. Ek sal al 10 van die gebooie vir jou nie, het al 10 oortree. Kijk, so kom ons kyk hierna. So wanneer ons vanaand iemand doop, en ek gaan begin afsluit, wanneer ons vanaand iemand doop, gaan ek sê, ek doop jou in die naam van die Vader, dan sit die persoon nog reg op binne die doopbad. En dan sê ek die seën, dan druk ek jou onder die water in. Hoekom? Want die oomblik wanneer ek jou onder die water indruk, dan begraaf ek jou in die dood, saam met Christus Jesus. So, hy sê hierso, jy word saam met hom begrawe in die dood, in die dood. Om op te staan as 'n nuwe skepsel. Christus Jesus. So die oomblik as ek jou opbring, dan sê ek jy Heilige Gees, hoekom dan eers? Toe onthou julle dat toe die Jesus gedoop het, en hier is 'n interessante vraag, want jy weet, hulle doop kindertjies, en dan sê hulle vir my, ja, maar ons mag kinders, dit sê nie, Markus 16 sê dit nie. Markus 16 sê, hy wat glo en op laat doop, sal gered word. Kan 'n babietjie vanaand glo? Nee, so kom doop hom. Dit maak nie sin nie. Ek kan glo. En as jy die woord discipelskap, want ons doen baie discipelskap, en ons werk met discipelskap, die woord discipel beteken eintlik to imitate, om na te boots. 1 Korintiërs 11 sê hierdie woorde,
in die Engelse vertaling, hy sê, I urge you to imitate me as I imitate Christ. Ek het al baie keer vir my seun gesê, jy hoef nie te doen wat ek sê nie, solank jy doen wat ek doen. Ons is ons geneig om vir die mense te sê, nee, maak ek ons kinders te sê, maak nie soos ek maak nie, maak soos ek sê. Nee, ek nie. Ek draag om, sê ek vir my kind, jy hoef nie alles te doen wat ek sê nie, solank jy doen wat ek doen. Hoekom? As hy doen wat ek doen, weet ek gaan hemel doen. Dis waaroor het gaan. Is eintlik so dat ek ook vanaand 'n doopdiens te doen, dat ek het vanmorgen gepraat oor die wortelstelsel van 'n kind, oor die fondasie, daai grondlegging. En dis waaroor het vanaand gaan. Ek word begrawe in die doop en die dood, om op te staan as 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ek wil vanaand vir jou sê, baie mense gaan hier die doopwater, en hy kom presies dieselfde uit as wat hy ingeklim het. Verstaan hoe sê so, want hy probeer nie verander nie. Dus wanneer jy sê, maar ek leef nie meer, maar Christus leef binne in my. Dus wanneer jy sê, gaan nie oor my nie, gaan oor hom, gaan nie oor wat ek wil hê nie. Kan ek vanaand vir jou sê, die grootste fout wat Christene kan maak, is om die woord ek te gebruik. Want het gaan nie oor my of oor ek nie. Het gaan oor hom. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En dis waaroor het gaan vanaand. So, ek gaan hierby volstaan, en ek wil die ouens vra wat gedoop word om uit te beweeg na achter toe. Die mans gaan achter die bidkamer wees, die vrouwens gaan in my kantoor wees. Ek dink is so dit omgereel het, so jy kan uitstap so lang daai kant toe. Ons gaan julle doop vanavond. En is vanavond so great excitement om te dink, ons gaan hulle nooit weer so sien nie. Jy moet mooi na hom kyk, jy gaan hom nie weer so sien nie. Wat gebeur is ons word skoon gewas van al ons sonde en al ons ongerechtighede. Ons word vrygemaak. Want die ou mens word begrawe. Moet asseblief nou nie, ek het eendag 'n vrou, ek het eendag gepreek, toe sê jy, daar's geen skuld meer teen jou nie. Ag, 2 maande daarna bel sy my, pastoor, bring nou so my kanstel kom al, want jy het gesê, daar's geen skuld teen my, en jy het nog steeds aardse skuld, betaal jou skuld. Maar daar's geen geestelike skuld meer teen jou nie. Jy is vrygekoop deur die kosbare bloed van die Lam. Amen. Ek gaan vra die musiekspan na vore kom, en dan gaan ek